Hallo julle en baie welkom by vandag se klein groeples. Nou ons het laasweek by die klein groep byeenkoms het ons begin met 'n nuwe reeks Filippense waar ons na elke hoofstuk kyk van die boek. Nou ons begin vandag met hoofstuk 2 en in hoofstuk 2 vind ons 'n baie bemoedigende boodskap. En die rede vir hierdie boodskap is ongelooflik belangrik. Jy sien, Filippi was 'n dorp wat besit was deur die Romeinse regering. En in Filippi was daar 'n belangrike geveg wat plaasgevind het. Nou, Julius Caesar, die hoof van die Romeinse beweging, was deur sy vriende Brutus en Cassius vermoor in 44 BC. In 42 BC het Mark Antony en Octavian wraak geneem teenoor hierdie vriende as gevolg van dit wat hulle gedoen het. Nou hierdie geveg het plaasgevind in die dorp Filippi. En omdat die soldate hierdie geveg oorwin het, was hulle die dorp gegee om in te woon as 'n prys. Dus was die dorp gevul met 'n klomp Romeinse soldate wat geveg het vir hulle leier Julius Caesar. Nou, net so 'n bietjie geskiedenis oor die kerk Filippi. In hoofstuk 2 van Filippense leer ons iets van die kerk. Ons sien dat die kerk deur 'n baie moeilike situasie was. Dit was en is die mense van die kerk se verantwoordelikheid om die goeie nuus van Jesus Christus te gaan versprei, dat hy 'n koning is, dat hy het gekom en hy het doodgegaan op die kruis en daarom is hy ons redder en ons saligmaker. Maar nou, die Christene het hierdie begin preek tussen 'n klomp soldate, ou soldate wat geveg het vir Julius Caesar. En hulle het gesê, nee, jy weet, Jesus is nie die een nie, Julius Caesar is die koning en hy is die redder en net hy alleen kan geprys word. En toe die Christene nou aanhou om Jesus te preek, het hulle begin straf en begin seermaak. Toe hierdie begin gebeur het, het baie van die Christene in die kerk van Filippi begin selfsugtig raak en net op hulle self begin fokus. En dit is as gevolg van hierdie rede wat Paulus hoofstuk 2 skryf om hulle dan so te bemoedig. So in hierdie hoofstuk gebruik Paulus 2 verskillende aspekte om hulle te help hierdie selfsugtigheid en situasie te kan oorkom. Die heel eerste ene is, hy gebruik Jesus as 'n voorbeeld. Ek lees vir ons hierso in Filippense 2 vanaf vers 5 tot 8. Dit sê die volgende: Julle gesindheid moet soos Jesus Christus in wees. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie. Maar hy het dit prysgegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood. Wanneer ons na hierdie stukkie kyk, dan sien ons dat Paulus Jesus gebruik as 'n voorbeeld om vir ons te wys dat, jy weet, Jesus was God se seun en hy is self God, maar hy het nie vasgeklou aan sy posisie in die hemel nie. Hy het besluit om nederig te word, gebore te word op aarde en 'n slaaf te word vir die mens en dan gehoorsaam te wees tot die dood. Paulus sê die kerk moet dieselfde voorbeeld aanneem. Ons moet dieselfde gesindheid hê as wat Jesus gehad het. Alhoewel dit moeilik was vir Jesus, was hy getrou tot aan die einde. En hy sê vir die kerk dat hulle dieselfde moet doen, al raak dit moeilik. Hulle moet nie nou, omdat dit moeilik raak, net ophou met liefdevol wees en ophou op ander fokus en net op hulle self fokus nie. Ons moet soos Jesus, ons rolmodel, onselfsugtig wees. Nou wanneer ons na die Christene kyk in Filippi, leer ons dat is vrees wat hulle bemoedig het om so selfsugtig te word. Wanneer ons vrees oor ietsie, byvoorbeeld as ons bang is, ons gaan nooit weer geld kry nie, is dit moeiliker vir ons om geld te gee. As ons bang is, ons gaan nie weer van 'n goeie ding hê nie,
is dit moeiliker vir ons om te gee. As ons bang is, ons gaan seer kry, fokus ons net op onsself. So, hierdie is die rede hoekom die kerk van Filippi so selfsugtig geword het, is want hulle was so bang dat hulle gaan seer gemaak word as gevolg van hulle geloof, dat hulle meer op hulle self gefokus het en die liefde van Christus het verdwyn. Nou, wat kan ek en jy doen om hierdie selfsugtigheid oor te kom of te oorkom? En dit bring my na my tweede punt toe, eensgesindheid in liefde. Ek lees vir ons in Filippense 2 vanaf vers 2 tot 4. Maak my dan nou heeltemal bly, deur eensgesind te wees, een in liefde, een in hart, een in doel, moet niks uit selfsug doen, of daarmee te spog nie. Wees eerder nederig, deur van medegelowiges meer te dink as van jouself. Julle moet nie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. Paulus bemoedig die kerk om eensgesind te wees in liefde, en dit is hierdie liefde wat hulle gaan help om nederig te wees in plaas van hoogmoedig, om ander se belange ook na te sien, in plaas van selfsugtig te wees en net te fokus op hulle eie belange. Maar wat beteken dit om eensgesind te wees in liefde? Nou, die Engelse vertaling, die King James Version, vertaal hierdie woordjie eensgesindheid na like-mindedness. Nou, wat beteken dit om like-minded te wees? Byvoorbeeld, dit is wanneer twee mense vir dieselfde span stem, dieselfde kar ry, hulle albei hou van blonde haar dames, en dan is die twee eensgesind in keuses, hulle is eensgesind in kleurhare, karre en rugbyspanne. So dit is wanneer twee verskillende mense dieselfde gedagtes of gevoel het oor sekere situasies in ons lewens. Dis wanneer ons dieselfde dink oor 'n saak. Nou, Paulus sê vir ons dat ons nie selfsugtigheid eenkant moet sit deur om eensgesind te wees in liefde. Die groot probleem kom wanneer ons nie dieselfde uitkyk het oor liefde nie. Ons het nie dieselfde idee oor wat liefde is nie. En as ons nie verstaan wat liefde is en wat God liefde as sien nie, dan maak ons net soos wat ons dink reg is. Gelukkig leer Paulus ons ergens anderste wat is liefde. En ek lees vir ons hier in 1 Korintiërs 13 vanaf vers 7. Dit sê, die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie. Is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belange voorop nie, is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie, dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute, dit bly steeds vertrou, dit hou aan met hoop, dit verduur alles. In hierdie stukkie leer ons dat liefde die volgende is. Daar is 'n totaal van 15 punte en ek wil graag hê julle moet saam met my lees. Die heel eerste een is, die liefde is geduldig. Dit is vriendelik. Dit is nie jaloers nie. Dit blaas nie sy eie beel nie. Dit is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Dit stel nie sy eie belange voorop nie, is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad nie, treur oor die onreg wat plaasvind, juig as die waarheid seëvier, bly stil oor ander se foute, bly steeds vertrou, dit hou aan met hoop, dit verduur alles. In hierdie gedeelte sien ons dat liefde 'n wonderlike ding is. En ons as Christene moet konstant ons lewens toepas op grond van hierdie 15 aspekte van liefde. En sodra ons ietsie doen wat in teenoorgesteld is van hierdie 15 punte, is ons besig om 'n selfsugtige lewe te lewe. En dis juis waarvan Paulus die mense waarsku. Nou, Jesus is 'n perfekte rolmodel van hoe dit lyk om eensgesind te wees in liefde. Hy het glad nie homself bo ons gesit nie, al was ons die skuldige mense. Inteendeel, hy het alles opgegee om my en jou te help, al het dit moeilik geraak.
Nou bemoedig Paulus ons om soos Jesus eensgesind te wees met liefde, sodat ek en jy altyd sal doen wat liefdevol is, sodat ons, selfs wanneer dit moeilik is, gefokus bly en die liefde van Jesus versprei. Met dit in gedagte wil ek graag vir julle die laaste vers lees. Filippense 2 vers 13. Dis mos God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hê. In hierdie vers sien ons dat God sê, hy gee van ons die nodige toerusting en die vermoë om te doen wat hy van ons vra. Moenie bekommerd wees en gaan, ek is bang ek het nie daardie 15 punte van liefde nie. Dis nie hoe dit werk nie. Vra die Here en hy sal voorsien. Met dit in gedagte, kom ons gaan in die vrae aan, bespreek dit lekker saam. Tot volgende keer, totsiens.